Sy. Okay. So is ons reg. Kyk, dit is net daar by my livestreamer. Is ons reg, daar's hy. Wel, weer eens goeienaand en baie welkom by ons Hawie by Kerk en Afrikaans erediens. Ons is baie dankbaar julle het gekies om saam met ons te kom aanbid vanaand. Vir diegene wat aanlyn gaan kyk en gaan luister. Ek hoop alles is klink goed en is reg. Ons het weer ons jong span ingespan om vir ons die livestreaming te doen en ons is dankbaar dat hulle tyd en talente afstaan vir dit. En waar ook al jy mag kyk, hoop ons dat jy ook iets van die gemeenskap van gelowiges op hierdie dag mag ervaar. Ons diens begin dan met 'n foto. En julle is aan die einde van die slideshow, nou moet ek alles terug gaan vorentoe. Sy, moenie worry nie, ons sal nou daar kom, ons is op pad na die begin toe. Ons gaan baie sing vanaand, soos julle kan sien. Goed, dat is hy. As ons by die foto is Psalm 117 vers 1 tot 2, en dit sê die volgende: Prys die Here alle nasies, loof hom alle volke, want sy liefde vir ons is sterk. Aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. En dis die Here wie ons hier kom aanbid, die een wie se liefde vir my en vir jou sterk is, die een wie se liefde en trou eintlik oneindig is. Daar is geen einde daaraan nie. En daarom is dit vir my 'n vreugde en 'n voorreg om jou te kan groet met die woorde: genade en vrede vir jou van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Ons loflied is 'n klein bietjie anderste. Meeste van die liedere wat ons vanaand gaan sing, het ons nog nie eintlik hier gesing nie. Dis nie dat dit onbekende liedere is nie, maar van dit mag dalk vir julle onbekend wees. So ons loflied, die sangers gaan die eerste keer dit vir ons deursing, en dan die tweede keer nooi ek jou uit om dan op te staan en saam met die sangers en die musiekspan dan te sing. Prys die Heer. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is die bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, al wat lewe, prys die Heer. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Here, o my siel, prys die
Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy is die bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Kom ons staan en ons prys die Heer. Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy is die bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos my pa sal vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Heer. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Heer. Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, al wat lewe, prys die Heer. Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Julle mag julle sitplekke neem. Ons nader ook in gebed tot die Here. Kom ons bid saam. Onse God en Hemelse Vader, Jesus Christus, Heilige Gees. Here, dankie dat U liefde vir ons oneindig is. Dankie dat U trou vir ons oneindig is. Here, hier waar ons U naam prys, is dit ons gebed dat ons lof en aanbidding sal opstyg na U toe, as 'n welgevallige offer. Here, dankie dat ons U mag kom aanbid. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons twee aanbiddingsliedere is, God is hier teenwoordig en in die hemel is die Heer. God is hier teenwoordig, laat ons bid in genade, hier waar ons voor hom vergader. God
is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die Heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters kry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trouw. Want aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof wat U regeer. Miljoene in gereedheid, is die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad, en die beelde van sy troon. Daar is mag in sy woord, soos die waters kry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trouw. Want aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof wat U regeer. U regeer. Driemaal heilig is die Heer, hy wat was en is en kom. Hy is die Alpha en Omega, almagtig en verhewe. Daar is mag in sy woord, soos die waters kry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trouw. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof wat U regeer. U regeer. Indien jy jou Bybel saamgebring het of van 'n elektroniese toestel af ons volg en saam lees, ons skriflesing is uit Lukas 24 vanaf vers 36 tot 49. Ons is nog in die tyd na Paasfees en in hierdie tyd in die kerklike jaar fokus ons dan oor al die opstandingsverhale en die tyd wat Jesus tussen sy opstanding en dan ook Pinkster, Hemelvaart en Pinkster dan saam met sy disippels deurgebring het. En ons skriflesing uit Lukas 24 uit is dan so 'n verhaal van waar Jesus dan aan sy disippels verskyn het. Voordat ons dan saam lees, bid ons voordat ons die skrif lees. Kom ons bid saam. Onse God en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons U woord mag open. Here, dankie dat ons hierdie verhale mag lees. En soos wat ons dit lees, bid ons, Here, dat dit ons geloof sal versterk. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Lukas 24 vanaf vers 36 tot 49. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete, dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle,
het julle hier iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was. Naamlik, dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Tot sover is ons skriflesing. Nou in die epos het ek gesê ons gaan 'n bietjie gesels oor hoop. En ek wil graag weet, wat is julle voorafkennis wanneer ons dink aan hoop? Wat is die definisie wat by jou opkom? Enige iemand wat wil vir my sê, as ons dink aan hoop, wat kom by jou op? Wat se prentjie kom by jou op? Wat se definisie kom by jou op? Of dink julle ook maar net, soos ek, aan Joe Black se liedjie, wat is hoop? En dan gaan dit ietsie oor die wêreldbeker se eindstryd en so aan en so voorts. Wat verstaan julle van hoop? Enige iemand wat 'n antwoord wil waag? Julle moet tog iets verstaan. Rian, wat is hoop? As jy kyk nou waar ons onlangs is gedoen na die by. So ons het gehoop dat dit 'n goeie toekoms vir ons sou bring om hiernatoe te kom. En sover lyk dit heel goed. Maar dit is die hoop wat ons gehad het, dat ons net 'n beter lewe sou hê in Australië en in Hawaii Bay. So hoop is 'n verwagting. Dis 'n positiwiteit. Dis 'n verwagting, dis 'n positiwiteit. Iemand anderste wat wil sê wat is hoop? Dit lê voor jou. Toekoms, toekomsgerig. Optimisties, optimisme. Ek het net vir die lekkerte die verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse taal van die boekrak gaan afhaal om te kyk wat sê dit van hoop. En ons kan dit maar nog die woordeboek afhaal. Ek meen Afrikaans is nou eers 100 jaar jonk. Nou, veers wanneer 'n mens nou verby die materialistiese hoop kom, die stofgoed wat saam gegroepeer is in 'n hoop, dan is daar die verduideliking of die definisie van, dit is 'n verwagting, 'n vooruitsig, en ook dit waarvan 'n mens iets goeds verwag, vertroue dat jou verlange, verwagtinge werklikheid sal word. Ek wil Rian se voorbeeld gebruik, ons hoop dit is vir ons 'n beter toekoms hier, en dan dat daai beter toekoms wel 'n werklikheid sal word in ons lewens. En wanneer ons dan nou met hierdie definisie sit, dan kom ons agter, maar daar's nog 'n verdere 2 kategorieë van hoop wat ons het. Ons het aan die een kant die goedkoop hoop. Ek hoop my sportspan wen. Ek hoop die brandstofpryse gaan bietjie afkom. Ek hoop hulle sal nou daai slaggat in my straat regmaak. Nie dat ek dink ons vandag mee kan assosieer met slaggate nie. Ek hoop hulle wil nou net die werk by die pier afhandel, dat ons weer tot die einde kan stap. Dis 'n ligte hoop. Of die Reds nou gewen het of verloor het, of die pier nou môre klaar gebou is of nie, dit gaan nie my lewe verander nie. Dit gaan regtig eintlik nie my bestaan beïnvloed en of bedreig of beter laat daarna uitsien nie. Dan sien ons die tweede kategorie van hoop. En dit is 'n baie meer gewigtige hoop wat ons het. Dit is 'n hoop wat ons realiteite, ons werklikheid
verander. Ek wil weer Rian se voorbeeld by hom steel. Ek hoop ons het 'n beter toekoms. Dit is 'n baie swaarder hoop as my sportspan wat gaan wen. Want as hierdie hoop realiseer, dan gaan dit met my goed gaan. Daai hoop van die sportspan, dit gaan nie my lewe verander nie. En hierdie is die hoop waaraan ons bietjie gaan delf. Hierdie hoop wat gewigtiger is. En wanneer ons na ons skriflesing kyk, dan sien ons daar is 4 tipe hoop wat ons daar uitkry. Hoop wat ons realiteit raak. Die eerste hoop wat ons dan vind, is die hoop dat God se woord waar is. Ons skriflesing herinner ons aan die beloftes van God wat in vervulling moes kom. Beloftes wat deur die loop van tyd gemaak is. Vers 44 sê die volgende: Daarna sê hy vir hulle: Dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, en toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. In jou geestesoog sien 'n lineêre tydlyn, waar die begin hier is en die einde is daar. Die wet en die psalms, die profete het al hier gepraat en gesê, maar dit is wat gaan gebeur en dit is wat oor Jesus se lewe uitgespreek is en dis wat die Christus moet kom doen. En dan in Jesus se eie lewe sien ons in die verhaal wat vertel is, dat hy tot aanloop in tyd vir hulle gesê, dit is wat gaan gebeur. Die Lukas Evangelie vertel vir ons van 3 keer wat Jesus se eie dood voorspel het. En dan sien ons, dit word waar. Dan sien ons, hy word gekruisig. Dan sien ons, hy staan uit die dood op. Nou as die woord van God waar is vir Jesus, dan moet die woord van God ook waar wees vir jou en vir my. En dit moet tog ons realiteit verander. Want die woorde van Psalm 23 vers 4 sal dan waar wees. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. En dit wat Jesus gesê het in vers 49 van ons skriflesing, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is. Die realiteit van hierdie hoop is dat ons nie alleen is nie. Dis nie 'n toekomsverwagting wat ons hoop gaan gebeur nie. Die hoop wat ons hier vind, is die realiteit hier en nou. God is met ons, al gaan ons deur donker tye. God is met ons, toegerus deur sy Gees. God is met ons. Dis die hoop wat ons vind in die opstanding van Christus. God se woord is waar, en daarom sal dit ook vir my en vir jou waar wees. Die tweede hoop wat ons dan vind, is juist die vergifnis van sondes. Vers 46 tot 47 sê die volgende. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Eers in die opstanding van Christus word hierdie hoop om vergifnis van sondes 'n werklikheid, 'n realiteit. Paulus som dit vir ons baie mooi op in Romeine 3 vers 21 tot 25 en ek lees dit vir ons. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Christus Jesus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek
vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Die realiteit is, dat ons weer deel kan hê aan die heerlikheid van God. Dat ons sondes vergewe is in die lig van die opstanding. Dat Jesus Christus het die offer betaal, het die prys betaal vir jou en vir my. En die hoop wat ons dan het, dat ons sondes wel vergewe sal word dan 'n werklikheid in die opstanding. Dat Christus die dood oorwin het. Dat ek en jy weer in verhouding met God kan staan, sonder dat daar iets is wat skeiding bring tussen ons en die Here wie ons aanbid. Die derde hoop wat ons dan vind, is dat die dood is oorwin. Christus Jesus het uit die dood opgestaan. En die ewige lewe, daardie oomblik word ook vir jou en vir my 'n werklikheid. Die dood is nie die laaste nie. Jesus wys dit vir ons, dat die dood is nie finaal nie. Dat daar is lewe na die dood. En daarom hoef ons nie meer te vrees en te lewe in vrees vir wat die dood mag inhou nie. Maar ons lewe met die wete dat die ewige lewe ook vir ons geskenk is. Johannes 3 vers 16, seker die bekendste vers in die wêreld, sê die volgende: God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 57 sê Paulus die volgende: Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klink, en die dooies sal as onverganklikes opgewek word, en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleed is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Die dood is oorwin. Die geskenk van die ewige lewe is deur die geloof joune en myne. Die hoop van die ewige lewe word 'n werklikheid in die opstanding van Christus. Word 'n werklikheid in die realiteit vir jou en vir my. En dan die belangrikste hoop wat ons dan vind, is dat God in ons en deur ons werk. En dis waar my reaksie en jou reaksie baie belangrik word. Lukas 24 vers 45 sê, toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Dit is Jesus Christus self wat in hulle gewerk het om hulle verstand te open, sodat hulle die skrif verstaan. Hoe hy gewerk het in hulle verstand, weet ons nie. Maar ons sien dat hy het gewerk.
En ons weet dat ook sedert Pinkster, met die uitstorting van die Heilige Gees, dat die Gees ook in ons en deur ons werk. En vroeër in Lukas 24 sien ons die disippels wat reis na Emmaus en hy sien hulle reaksie oor hoe Jesus in hulle gewerk het op die weg. Lukas 24 vers 32 sê, hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het. Dit is die werk van die Here wat in hulle werk, om die harte warm te maak. En dan sien ons, dat hierdie groepie gelowiges, dat daar verandering in hulle plaasvind. Van waar Jesus aan hulle verskyn het, ongelowig, gesukkel het om te glo, getwyfel het, tot waar Jesus die skrif vir hulle oopmaak, in hulle harte werk, en dan sien ons waar hulle uitgestuur word, as getuies, om die vergifnis van sondes en die evangelie te gaan verkondig aan alle nasies. Ons het hierdie Paasfees hoop. Ja, ons wag dalk nog vir die ewige lewe om vir ons aan te breek. Ja, ons wag dalk nog vir sekere beloftes om in vervulling te kom, soos Jesus se tweede koms. Ja, ons wag nog dat die Here nog in ons en deur ons sal werk. Ons het hierdie hoop, maar ons weet ook die hoop is 'n realiteit. Dit verander ons lewens. En wanneer ons dink aan hoe God in en deur ons werk, is daar een vraag wat ons moet antwoord. Waar is ons op hierdie lyn van waar die disippels is? Is ons nog hier dalk ongelowig, twyfel ons? Is ons hier waar die Here nog net in ons begin werk het? Of is ons dalk al hier, waar ons uitgestuur word? Gaan verkondig, gaan vertel van die werk wat die Here gedoen het. Hoe reageer ek en jy op hierdie Paasfees hoop? Die hoop wat ons lewens verander. Ek hoop en ek bid dat ek en jy in en deur hierdie hoop sal leef. Ek hoop en ek bid dat ek en jy sal toelaat dat God in ons en deur ons sal werk om sy koninkryk uit te bou waar ook al jy mag beweeg. Mag ek vir jou bid. Onse God en hemelse Vader, Jesus Christus, Heilige Gees. Here, soos wat ons nog nadink oor die Paasgebeure in Paastyd, sien ons die verandering wat in die disippels plaasgevind het. Here, ons sien ook dat die hoop 'n realiteit geword het. Dat die ewige lewe 'n realiteit geword het, dat die vergifnis van sondes 'n werklikheid geword het. En dat U in ons en deur ons werk. En Here, mag ons reageer op hierdie hoop. Hierdie konkrete hoop. En mag U Gees ons help om ook hierdie evangelie, soos die disippels, te gaan verkondig, gaan vertel, gaan uitleef, waar ook al ons mag wees. Here, ons bid, dat ons lewens ook verander mag word, deur hierdie hoop. Die hoop wat ons vind, in die opstanding van Christus. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Indien jy glo in Christus wat vir jou en vir my gesterf het, indien jy glo in die realiteit van die vergifnis van sondes,
dan wil ek jou uitnooi om saam met my op te staan en hierdie geloof te bely, wanneer ons saam die apostoliese geloofsbelijdenis hardop gaan opsê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Jy mag weer jou sitplek neem. Dis in hierdie deel van die diens waar ons net so 'n bietjie die aankondigings gaan voorhou en ons gaan ook die kollekte opneem. En nou kyk ek vir my enigste diaken. Is daar dalk nog 2 wat wil as diakens optree? Net om te herinner, die kollekte is 'n kollekte, jou offergawe hoort by jou plek van aanbidding. As jy nog nie by 'n plek ingeskakel het om te aanbid nie, hier is 'n geleentheid vir jou om met ander mense te gesels en te hoor waar hulle aanbid en dalk sodoende 'n plek te vind om dan te aanbid. Die kollekte is maar net daar om die gemeente se uitgawes te kan ek sê, te delg of te dek. Dan vra ek weer vir so 'n paar vrywilligers om net te help na die tyd in die saal om die 3 tafels en die stoele net so 'n bietjie weg te skuif. En dan die belangrikste ene seker is die kerkkamp in Afrikaans. Nou, Tinus het vir my gesê in die week, ons moet ernstig begin bid vir mooi weersomstandighede met die kamp, wat oor 2 naweke plaasvind, die 23ste Mei tot die 25ste Mei, maar vir meer inligting kan julle met Gerry en Marita gesels of om besprekings te maak. Ons het iemand gekry wat vir ons 'n potjie gaan maak. Ons sal nog die finale bedrag deurgee van wat die koste per persoon gaan wees. Ons hoop om dit so in die $10 omgewing te hou vir die Saterdag aand. Maar ja, vir meer inligting kan julle vir Gerry en Marita, hulle sit nou net hier in die middel voor. En dan ons volgende diens in Junie is daar nie 'n diens nie, want die 2de Sondag val op Pinkstersondag. En dan is daar 'n gesamentlike erediens by die Harvey Bay Baptiste Kerk, waar al die kan ek sê gemeentes saamkom aanbid om Pinksterdag te vier in die aand. So ons gaan dit ook so doen. En dan is die volgende kerk in Afrikaans erediens weer die 13de Julie. Ook weer om 4:30 in die wintertye. Ek hoop dit werk vir ons. Om nie noodwendig in die donkerte terug te reis nie. En dan net die kontakvorms. As daar nuwe intrekkers is wat nie, of nie intrekkers nie, besoekers, of mense wat die maandelikse e-pos wil ontvang en dit nog nie doen nie, vul vir my 'n kontakvorm in en jy sal dit dan ontvang. Is maar net 'n herinnering oor en rakende ons eredienste wat ons elke maand dan aanbied. Ons laaste lied wat ons dan gaan saam sing is Op Vaste Fondamente, wat praat van hierdie hoop wat 'n werklikheid is vir jou en vir my. Die hoop wat vir my en vir jou ons lewens en ons realiteite verander. Staan saam met my as jy kan en kom ons sing Op Vaste Fondamente. Vaste fundamente
tot sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toe vertrou. Die koning van die hemel, hy skep deur woord en gees, verlorenes op aarde, dat al sy volk kan wees. Hy roep uit alle volke, 'n volk vir hom te saam, een in geloof en werke, een in sy heilige naam. Hy gee die brood, die beker, hy gee die heilige doop, om hulle te verseker, ek het heel duur gekoop. Ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas. Hy is God, o ja, hy is God. Hy roes in ons harte, dat ons dit nooit vergeet. Al pynig ons die smarte, al martel ons die leed. Die kruis van ons verlosser, sit vergesigte op, in 'n verwarde wêreld, bring dit weer vaste hoop. Ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas. Hy is God, o ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas. Hy is God, o ja, hy is God. Hy is God. Hy is God. Soos wat ons dan uitbeweeg en in hierdie Paasfees hoop lewe, weet ons en is ons verseker van 3 goed wat altyd by ons sal wees. Die eerste is die genade van die Here Jesus Christus. Die tweede is die liefde van God. Die derde is die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen bly, van nou af tot in alle ewigheid in. Amen. Ons uitstaplied is wat 'n vriend het ons in Jesus. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurende tot Gods troon hier om te gaan. Hoe verbeer ons toch die vrede, ag, hoe dikwels lei ons smart, net omdat ons nie ons noode uitstort in Gods Vaderhart. As versoeking en beproewing, of as kwelling ons bedreig, laat ons nooit mismoedig word nie. Laat ons bedes op pad styg, narens is 'n vriend getrouer, as hy wat ons nodig weet. Jesus voel met al ons swakheid,
sy boesem is ons